Hierdie episode word geborg deur Probiotech. Probiotech is die wêreld se mees gevorderde probiotiese kapsule, 'n kapsule binne 'n kapsule. Probiotech bevat 'n pre- en 'n probiotika en waarborg rakleeftyd en beskerming teen eksterne faktore, asook maagsuurbeskerming en gewaarborgde voldosering in die dundarm. Probiotech is ook die enigste probiotika wat aan farmaseutiese standaarde voldoen. Regtig julle, ek doen dit vir myself, want ek hou van daai gladde gevoel. Ek hou so daarvan om lekker gewax te wees. Dit is so lekker vir my. Ek kan amper nie ophou om net aan myself te vat nie, want dit is so glad en so lieflik. Ek hou daarvan. Maar Sit maar die oorfone aan. Ons is nou weer terug. Oh, we're wrinkled, we're crinkled, we're bionic through and through. We got stats for the heart, aids for the ears, and teeth that sleep in stew. We're creaky, we're leaky, but we're glad to be right here. Although I'd rather be 20 in the 70s than 70 in the 20s. Welkom by Grys en Gatvol. Die eerste, die beste, ook die enigste potgooi in Afrikaans vir menopausale vrouens, deur twee menopausale vrouens wat van tyd tot tyd lekker gatvol is met die lewe. Dis Maritza Breitenbach en dit is Melanie Verwoerd. in Lewende Lywe. Ek en Maritza het so 'n paar maande terug mekaar ontmoet by 'n kyknet vervulling oor menopause en ons het dadelik geklik en sommer die volgende dag besluit ons wil iets saam doen. En toe besluit ons wil baie graag 'n potgooi doen en veral toe ons met skok agterkom dat daar is geen potgoeie vir vrouens. Is dit potgoeie, Maritza? Potgoeie vir vrouens in Afrikaans van ons portier en vir ons portier nie. Daai portier is so laat 50s, 60s, Maritza. Korrek. En toe het ons besluit, dit is wat ons wil doen. Maar voordat ons te veel oor die potgooi praat, het ek gedink, het sal miskien goed wees as ons so 'n bietjie ons stories vertel. Dat julle daarom ook weet wie ons is en waar ons van waar ons kom. Maar dit is, ek dink, ons het 'n professor gedeel op Stellenbosch wat altyd gesê het, wie is jy? En wat maak jou siel gelukkig? So, wie is jy? Wat maak jou siel gelukkig? Oei, julle, daar's baie goedjies wat vir my gelukkig maak, Melanie. Okay, Ek dis is vir baie later. goed dat my opgewonde maak, maar ek kan vir jou net vinnig bietjie agtergrond gee van waar ek vandaan kom. Ek is eintlik 'n ou potjie stromer. Ek is nou hier in die Kaap, maar ek was nou in Potchefstroom gewees vir oor die 30 jaar waar ek 'n BSc gedoen het en myself as biokineticus gekwalifiseer het, yes. Maar so ek het lekker in 'n gimnasium gewerk waar ek my vorige man ontmoet het. Dit dat jy nog steeds so goed lyk. Oh, Melanie, baie dankie. Ek bly, jy dink die pakkie. Miskien is dit ook jou eyesight wat beter begin, which is a good thing. Wat die compliment. So ja, ek wil baie dankie. Ek was in Potchefstroom, ek was getroud, ek het 3 wonderlike kinders waaroor ek gek is. Ek is mal oor my kinders. En ook nou natuurlik na 'n paar jaar klomp kleinkinders ook and counting. So ek was in Potchefstroom gewees waar ek 'n baie groot swemskool gehad het. Ek het begin, my finansies het gedruk na my egskeiding. Toe begin ek swem afrig, toe het ek 'n baie groot swemskool gehad in Potchefstroom. So toe ek daar weg is, het ek oor die 100 kindertjies gehad wat ek moes oorgee. So dit was fantasties. Toe trek ons Kaap toe, ek en my 3 kinders. In die kerk het niemand geken nie en die Kaap was vir ons net so goed soos Potchefstroom. Ek's baie lief vir my alma mater. So ja, toe is ons hier so in die Kaap en toe het ek toe het ek aangehou 'n bietjie met beeldhou. Ek het in Potchefstroom by Baden Grobelaar geleer hoe om beeldhou te doen. Ek was by sy kindskool. En toe ek hier in die Kaap kom, toe spring ek in en ek doen beeldhou en toe is ek... En kan ek net van ons luisteraars sê, sy maak die mooiste beelde wat julle ooit kan vir julle Melanie. verbeel. Gaan kyk tog bietjie op haar webtuiste. Dis die mooiste goed. Ek gaan dan nog oortuig om vir my iets maak. Gaan aan. Dankie, mwah, thank you. So ja, toe het Everard Reed, wat 'n baie gesogte kunsgalery is, my werk gevat. Maar na 'n paar jaar, nie eers 'n lang tyd nie, miskien 2 jaar of so, toe is my fondse heeltemal uitgeput. En beeldhou is 'n baie duur storie, omdat ek in brons werk. So, toe hou ek daarmee op, toe maak ek my kindertjies groot, en toe doen ek my M in filosofie.
En net nadat ek my M in filosofie gedoen het, het my dogter my vasgevra oor 'n intieme vraagie. Ek was net begin met my D, se proposal, my navorsing. Toe vra sy vir my ietsie oor haar privaat ou deeltjie. En toe besef ek, ons het so min inligting oor ons vaginas. Niemand praat daaroor nie, jy weet, ons praat maklik oor seks, en allerhande goed daar rondom, maar nie so persoonlik nie. Toe doen ek navorsing, toe skryf ek 'n koekieboek. My seun het aanvanklik gesê, mamma, as jy 'n boek skryf oor die vagina, gaan ek nooit ooit weer met jou praat nie. Maar nou Toe sê jy, voordeel, ek skryf nou ekstra hard. So ja, toe is dit nou die koekieboek, toe is ek daardeur. En na die koekieboek, of eintlik gedurende daai tyd, nou is ek by die universiteit besig met my D-navorsing. Nou loop ek elke keer deur die Neelsie. En ek sien daar's So vir mense wat nie Stellenbosch ken nie, Ja. dis die soort van studentesentrum op Die Stellenbosch. studentesentrum. Ja, naam van die Neelsie. Yes, nou sien ek daar is so 'n perseeltjie wat leeg staan. Dan dink ek, ek is so 'n arm gat. Ek moet nou myself uithelp en ek moet 'n bietjie leer om besigheid te doen. Toe gaan ek na die Neelsie bestuur, toe sê ek, hoe maak 'n mens nou? Toe sê hulle wel, skryf 'n proposal. Toe besluit ek nou, ek wat nie eers my eie hare kam nie. Weet bogrol weet van hare. Toe besluit ek gaan 'n klein haarsalonnetjie oopmaak. So toe het ek 'n haarsalon oopgemaak wat fantasties was. Ek begin met 2 staaf, op die ou het ek 10 staaf gehad. Dit was baie populêr. Dit was fantasties. 'n Haarsalon gehad vir 'n paar jaar. En ja, gekoekieboek, toe het ek nie die D klaar gemaak nie, want toe juk my hande nou vir beeldhou. So ek doen beeldhou. Doen 'n bietjie public speaking hier en daar, praat met vroue oor allerhande goedjies en ook met mans. So ja, en dan wat my ander belangstellinge aanbetref, is ek avontuurlustig. Ek hou daarvan om vreemde goedjies aan te pak. En so ja, En ek swem jy is nog? spelerig. Ek swem nog. Ja, ek is baie lief vir swem, veral see swem. So ek hou van open water swem. En ek is net lief vir water. Dit voel vir my so wonderlik om in water te wees. So dit is 'n groot liefde vir my om net in die water te wees, veral die oseaan. So ja, Melanie, dit is nou 'n handvol. Ek's wyd gesaai. Ek is So kom ons nie te kyk, ernstig oor die lewe nie. biokineticus, haarkapper, beeldhouer, akademikus, swemmer. Wat het ek nou gemis? Daar's nog iets wat ek gemis het, skrywer. Ek weet nie, Melanie. Tussendeur is ek 'n lekker mamma en 'n baie oulike ouma en dan so nou dan kry ek nog 'n tydjie vir 'n vrytjie ook. Vertel my van jou. Ja, die vrytjie by my nie so baie nie. En dis nie 'n uitnodiging vir enigiemand nie. So daar's 'n paar raakpunte. My ouma hulle kom van Vogville af. Baie min mense weet waar is Vogville, maar as jy van Potchefstroom kom, dan weet jy Dan waar is weet jy, Vogville, net yes. so met Draaitjie, so klein myndorpie. So ek het baie jare toe ek klein was, saam met hulle daar op die plaas. Hulle was baie arm, klein plaasie. Het ek altyd so agter my ouma se rug op die 3/4 bed weggekruip. So dit was my gelukkige jare daai. Ek het toe op hoërskool op Stellenbosch, Bloemhof, so ek is gekom van Stellenbosch af. En toe na al die jare net in 'n meisieskool en met 2 susters, ons is 3 susters, besluit ek gaan teologie studeer. In 'n tyd waar vrouens nog nie kon predikante word nie. Wow. So toe gaan studeer ek op Stellenbosch. Teologie, die enigste vrou in my klas van 50 mans. Baie pret. Ek is nog steeds met van hulle baie goeie vriende. Wow, mevrou Dominee. Nee, Ek sal my woorde net met- Dominee. Volgende keer bring ek vir jou melk. Dis 'n lang tyd terug daai. Ja. En toe aan die einde van my BA teologie, was ek en die kerk vir mekaar 'n bietjie kwaad teen daai tyd al gewees. Hulle en vrouens kon nog steeds nie predikant word nie. En toe het ek aangegaan in filosofie, soos jy. Ek het eers in filosofie gedoen en toe 'n M in godsdienstige teologie gedoen. Filosofie gedoen, maar op feministiese teologie. So dit was my tesis, so die feminisme het lekker toe daar ingekom. Intussentyd is ek met Willem Verwoerd getroud. En ja, hy is familie, ek kry altyd daai vraag. Hy's 'n klein seun van HF. Ons is toe oor see, want Willem het 'n Rhodes-beurs gehad, Oxford toe. Ek het daar 'n bietjie aan my M gewerk. En toe het ons teruggekom in 1990.
vir Mandela ontmoet kort na sy vrylating, wat 'n wonderlike ding was, baie roerend en rakend. Ons was op daai stadium al redelik polities aan die gang en toe in 1994 is ek verkies op Mandela het gevra of ek sal staan vir die parlement en ek het en toe ek in die parlement die jongste vrou op daai stadium wat ooit verkies is. Daar was een man wat 'n week jonger was as ek. En toe weer herverkies in 1999 en toen 2001 toe is ek bietjie moeg vir die politiek en toe vra ek, want toe ek intussentyd het ek nog klein kindertjies, hulle was 18 maande en 4 jaar oud toe ek in die parlement in is, so dit was 'n rowwe tyd in my lewe gewees, baie rowwe tyd. Ja. En natuurlik, daar was ook allerlei familieprobleme oor ons toe nou in die politiek was en daar, jy weet, vriende verloor en so aan. In elk geval, en toe ek met my Bekkie was op daai stadium president, het ek gevra of ek kan dalk 'n diplomatieke diens kan gaan vir 'n rukkie en hy het my toe aangestel as ambassadeur in Ierland. Heerlike tyd in Ierland gehad, baie lekker. Diplomatieke lewe, bietjie moeilik vir my, ek's bietjie van 'n aktivis, jy weet, ek hou nog nie van al die cocktails en rond staan en so nie. Maar jy gaan sê, hou nie van al die kak nie. Dit ook. Presies, sal ding. Maar ek het dit baie geniet om regtig soort van aksie te kan neem vir die, jy weet, vir die regering en toerisme en so aan te bevoordeel. En die einde van die diplomatieke diens is my huwelik toe uit mekaar uit, ek en Willem uit mekaar uit. En toe het ek besluit om 'n bietjie aan te bly in Ierland, wat so 'n bietjie ongewoond was, maar die Ire het my toegelaat om dit te doen. Ek het hoof geword van UNICEF in Ierland, so 'n bietjie radiowerk gedoen. En toe my paar jaar later die liefde van my lewe ontdek. So het ek gedink, 'n wonderlike Ierse man, maar hy is toe baie hartseer 2 jaar later skielik oorlede, toe die wêreld so 'n bietjie implode, soos die Engels sal sê, rondom my, en toe het ek teruggekom Suid-Afrika. Toe ek wou altyd teruggekom het, maar jy weet, dit het 'n soort van 'n motivering geword. En toe het ek begin analisewerk doen vir finansiële sektor, paar boeke geskryf. En die belangrikste boek miskien wat ek voel ek geskryf het, was so 'n paar jaar terug. In 2021 het ek so onverwags, so deur COVID, moes ek 'n radikale hysterektomie kry. En dit my heeltemal my roete so weer teruggevat na vroue se goed toe. En dit was seker ek het baie lekker boeke al geskryf, maar daai een het my baie geroer. En toe het ek geskryf oor, die boek se naam is Never Waste a Good Hysterectomy, en toe het ek ook 'n potgooi daar gedoen. En dit was vir my so dit het my so baie beteken, want ek kry nou nog vrouens wat my van reg oor die wêreld vir my skryf, wat met hysterektomie skryf of nou net een gehad het en so aan. So ons kan 'n hele episode daaroor praat. So ja, en intussen het ek ook ouma geword. Ek het dit baie duidelik gestel vir my dogter, toe sy sê sy wil 'n baba hê, toe sê ek, nee man, ek is nog nie reg nie. Toe sê sy, ma, ek is. Toe sê ek, dis nie die punt nie, ek is nog nie reg nie. Maar klein Eli het in ons lewe opgedaag en ja, dis soos jy weet, 'n wonderlike ervaring. Ek seker ons gaan nog so 'n bietjie daaroor praat. Ja, so, oor ouma wees. Reg. So, dis my storie, Maritza. So, miskien moet ons vir die luisteraars ook sê, vertel ons 'n bietjie julle stories. Stories is belangrik, reg? Ja, nee, stories is baie belangrik en ons wil baie graag hê julle moet vir ons julle stories vertel, want ons wil tipe van 'n gemeenskap skep en ons kan dit nie alleen doen nie. Kyk, ek en Melanie kan baie lekker kuier. Make no mistake, maar ons het julle nodig. So ons wil baie graag vir julle aanmoedig om daai like knoppie te druk en ook in te sluit of te subscribe, soos die Engelsman sê. Sodat ons julle stories kan hoor en sodat ons alles wat ons beplan ook met julle kan deel. Ja, en onthou, julle kan ook vir ons 'n e-posadres stuur. Ons e-pos is gatvol.potgooi. Onthou, potgooi het nie 'n d nie, hy het 'n t. Potgooi, ek kry dit altyd verkeerd, @gmail.com. gatvol.potgooi@gmail.com. Wil jy 'n bietjie meer vertel oor die potgooi inhoudelik? Ja, miskien kom ons vat gou eers 'n breek.